Goeiemôre broers en susters, hartlik goeiemôre. Laat my toe om net voor ons die diens amptelik begin net met 'n paar belangrike aankondigings te deel en as ook ons weeklikse program. Eerstens, maandag alle bestuursraadlede neem net kennis van maandag aan die 26ste die bestuursraad vergadering. Dan neem asseblief vir ons kennis dat daar geen woordskool dan ook 'n Dinsdag is nie. En dan ook Woensdag die vroue biduur as ook die power hour is dan ook, ek wil nie sê afgestel nie, maar omdat ons die hemelvaartdiens het donderdag, is daai het ons besluit om geen power hour en vroue biduur te hê nie. Maar neem kennis dat u sal weet dat die hemelvaartdiens dan om 1900 uur is op donderdag, maar ook het ons besluit om 'n oggenddiens te hê vir alle seniors. So ons gaan om 9:30, pastoor as ek reg is, 9:30 donderdagoggend het ons 'n hemelvaartdiens die oggend, maar sowel die aand ook om 1900 uur sal ons nog 'n diens hê. Dan Vrydag 18:30 die jeugbyeenkoms weer hier by die kerk en dan Sondag ons nagmaaldiens. Mag ek vra as daar enige besoekers vandag, enige iemand wat vir die eerste keer net so by wyse van hand, ek gaan nie vorentoe roep nie, by wyse van hand, wat vir die eerste keer by ons kom kuier het, welkom my suster, het hulle vir u 'n kaartjie gegee? Amen. Is daar enige iemand nog vir die eerste keer? As jy net hierso vir Tannie Lottie ook 'n kaartjie gee asseblief, welkom terug Tannie. Ons wil eintlik vir Tannie sing iets, welcome you. Ja. My suster, baie dankie en welkom hier by ons en vul vir ons die kaartjie in en handig het net weer terug, het sal gaaf wees, baie dankie. Dan net weer 'n herinnering aan die Sondagskool se muntlegging. Ek sien hulle het hom nou verander, is nou 'n munt of notelegging. Sondag die 22ste Junie. Neem net kennis van dit. Dan bestuursraad het ons reeds genoem. Die hemelvaartdienste weet ons van en dan ons Pinksterdienste, neem kennis van dit. Woensdag 4 tot Vrydag 6 Junie en dan ook die Sondag die 8ste Junie. Ons vra dit ons nou al reeds bid vir hierdie dienste ook. Dan wil ek ook net vinnig weer noem vir die wat nie weet nie, ons Pinkster etes. Daar sal etes, kom ek sê, bedien of te koop dan nou wees, maar ons vra ook dat u vooraf net vir ons sal u naam op 'n lys sit indien u sou wou die etes bestel. Die Woensdag is daar lekker sop en 'n broodjie. Die Donderdag het ons 'n curry en rys en die Vrydag 'n boereworsrolle. En dan die pryse sal hulle ook met u deel. Dan vinnig die verjaarsdag, die 25ste, dis nou vandag as ek reg is, Karen Bester. Sy is nie, Karen? Nee. Dan Maandag 26, Michael Smeda. Woensdag 28ste het ons Zianay Patterson en Ina Swart. Donderdag die 29ste, Delmarie Leroux en Tannie Mul Duplessis. Ek weet Tannie Mul is hierso. En dan Vrydag die 30ste Ansel Boonsaier. En dan Saterdag die 31ste Dian van der Berg en oom Willem van der Berg. Wat sê jy? Amen. Baie dankie en baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here julle seën met nog vele meer geseënde en gesonde jare. Ek gaan vra dat ons orkes vorentoe kom. Ek sal hulle nog in die bidkamer, ons orkes kan vorentoe kom. Ek gaan vra dat ons staan. En dan gaan ek vir my broer Kosie vra om vir ons die dienste kom open met gebed. Kan ek sien is daar 'n dankbare harte terwyl die orkes vorentoe kom? Dankbare harte. Kan ons die Here so 'n bietjie loof en prys vanoggend? Kom ons prys hom so 'n bietjie. Halleluja. Halleluja. Dankie Here. Kom ons prys hom nog kerk. Kom ons kan beter as dit doen. Halleluja. Kom ons prys die Here. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Jesus, dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Halleluja. Gee die Here prys in hierdie plek. God is wonderbaar. U word genoem wonderbaar, raadsman, 'n sterke God en 'n ewige Vader. Vader, wanneer ons uit toe kom vanoggend, as ons harte oorstel van blydskap, want U het ons raak gesien toe ons nog sondags was.
Nou sê die woord, groter liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende sal aflê nie. En U het U lewe vir ons gegee, Here. En vanoggend staan ons hier as vry mense, vrygekoop deur die bloed van die lam. En ons loof en ons eer U vanmôre, want U is vir ons goed, Here. Sonder U, waar sou ons gewees het? Ons dank U vanmôre vir ons gesondheid, Here. Ons dank U vir ons uitgespaarde lewens, Here. En vanoggend wanneer ons na U toe kom, dan kom ons met groot verwagting. Ek bid vanoggend vir die woord wat sal uitgaan vanmôre. Here, ek dank aan die hoofman oor 100 wat gesê het, Here, ek is nie werk dat U onder my dak kom nie, maar spreek net 'n woord en my diensknegt sal gesond word. Vanmôre kyk ons uit vir 'n woord van U af, Here. Ek wil bid dat U ons siele sal benut vanmôre en dat die Heilige Gees hierdie plek sal vul en dat wanneer ons hier uit sal stap, dat ons sal sê, was dit nie goed om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees te kon gewees het nie. Ek kom vanmôre te staan teen elke plan, elke mag van die vyand en ek kan sy werke en ek stel dat kragteloos. Ek bid vir vryheid in hierdie plek vanmôre. Ek bid vir 'n salwing in hierdie plek vanmôre. Seën die atmosfeer vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met vele danksegging gee God 'n prys. Amen. Halleluja. Ons voel so gecharged en hy broer se gebed vanoggend. Ja, halleluja. Halleluja. Die Here loof en prys ons vanoggend. Hy woon onder die lofsange van sy volk. Halleluja. Ek dank die Here vanoggend. Ons is die kinders van die slavin nie, maar ons kinders van die vrye. Halleluja. Hy het ons vrygemaak, vrygekoop deur sy bloed. En ons gaan ons sing soos 'n volk wat in oorwinning leef vanoggend. Halleluja. Want ons lewe is in Hom. Halleluja. Vanoggend prys sy naam. Kom ons sing tot eer van die Here. My life is in you, Lord. You
Wat U sê sal altyd waar bly, en die woord sal bly staan. En U is wie U sê U is. U is die weg, U is die waarheid, daar's net een. En dis U. U is groot. U is goed. En die jou laat pas in die hart. U hou my vas, vas in die adem. Diezelfde adem wat die kruis gedra het. Hy die lewe gee, U is die een. U is die een. Wat U sê sal altyd waar bly, en die woord sal bly staan. En U is wie U sê U is. U is die weg, U is die waarheid, daar's net een. En dis U, wie is die een? U is die een. U is die een. Wat U sê sal altyd waar bly, en die woord sal bly staan. En U is wie U sê U is. U is die weg, U is die waarheid, daar's net een. En dis U. Das niemand so sein. Wie kan die hoogste eens kijken? soos oorwinning volken. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Oh Yahweh, daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Oh Yahweh, daar is niemand soos hy. God is niemand soos hy. God is niemand.
worship to your name. Your name. Oh Lord, worship to your name. Your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. I give worship to your name. Oh Lord, Worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Come on, can sing some. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly To be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Worship This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within
Daar waar jy staan, steek jou hande op. En besef vanmôre jy het gesing, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Sien, is nie meer ons wat leef nie, maar Christus wat in ons leef. Die Heilige Gees wil in jou lewe iets unieks doen. Ek sê dit vanmôre omdat ek dit in my gees ervaar. Hy wil jou nie net elke keer uit 'n situasie en omstandighede red nie. Die Heilige Gees wil hê jy moet lewe. Die Heilige Gees wil hê jy moet wees wie God wil hê jy moet wees, nie jouself wil hê nie. Die Gees van die Here sê, hou dan op om jouself in 'n posisie te sit waar jy soek wat jy wil hê. Want die Here sê, jy dink in beperkte terme. Jy dink in beperkings. Die Here sê, ek wil meer doen as wat jy sien. Ek wil meer doen as wat jy hoor. Ek wil groter dinge in jou lewe losmaak as jy my toelaat. As jy opreg verklaar, my kind, Lord, have your way in me. Dan sê die Here vanmôre vir jou, dan moet jy maar van sekere goed laat gaan. Daar gaan verandering kom. Daar gaan verdieping kom. Die Here sê, ek roep jou na daai punt toe. Ek nooi jou en ek roep jou, kom. Kom in my teenwoordigheid in. And let me have my way in your life. Dis ons begeerte vanmôre, Here. Ons absolute begeerte. Dankie Heilige Gees dat U met ons praat. Dat U ons wys, dat U ons help om die plan van die Vader raak te sien. Want U het ons gesalf. Ons is gesalf deur U Heilige Gees. U woon in ons. Help ons dat ons sal fyn luister. Dat ons gehoorsaam sal wees, sal reageer op wat U met ons kom deel. Dankie, Here. Ons prys U naam. Kan U sitplekke neem, baie dankie. Prys die Here. Baie dankie aan al hierdie wonderlike musikante en sangers. Ons waardeer julle. Daar's daarom so 2. Ons waardeer julle, hoor. Amen. En ons eer die Here vir julle. Ek wil hê dat ons lees vanmôre in die boek Daniël. U weet dat God nie net beplan het dat jy 'n doodgewone lewe moet lei nie. Doodgewoon het jy agtergekom wat ons lewens uit bestaan vandag is baie keer spoed, vinnige lewe. Ons lewens bestaan uit bekommernis. En so baie ander dinge.
Maar die Here wil hê jy moet bo dit kan uitstyg. En daarom lees ons vandag saam uit die boek Daniël uit. En wat die Here in my hart kom sit het hierdie week terwyl ek afgesonder is, dat hy jou wil aanraak. Die Here wil jou aanraak. Wat gebeur is dat hy sê, en jy sal krag ontvang wanneer die pastore preek. Jy sal krag ontvang wanneer jy die Bybel lees, ja. Jy sal krag ontvang wanneer jy 'n sekere liedjie 400 keer hoor sing. Waar's pastoor Sissel? Hy was so by 100 keer hoor ek. Die fout wat ons egter maak, is dat ons op ander goed begin vertrou, terwyl die Here sê, ek wil jou aanraak met krag. En jy sal krag ontvang, wanneer wat? Wanneer die Heilige Gees oor jou kom. So you must make time for the Holy Spirit. Verstaan nie, hoekom is die Heilige Gees so belangrik? En ons kerke wat verklaar en sê, as ons die woord lees, en ons bid, ja, gebed is baie belangrik, en ons word 'n bietjie stil, waar is die rol van die Heilige Gees? Laat ons die Heilige Gees toe om met en in ons te werk. Want luister mooi wat ek vandag vir u sê, sodra die Heilige Gees in beweeg, dan werk jy nie meer op 'n menslike tydelike vlak nie, dan begin jy in God se riem en in sy wêreld beweeg. Die bonatuurlike. En dit is groter as ek en u. Dus, ons kan nie altyd dit verklaar met ons menslike woorde nie, maar dit is. Ek wil jou aanraak. Jy weet, dis 5 dae, dan is ons by Hemelvaart. En nou ja, daar's 'n ekstra dag by, maar basies 5 dae, dan is ons by Pinkstertyd. En ek gaan sit, ek sê, Here, wat wil U met ons deel? Ja, en die Here kom deel met my iets. Kom ons lees, Daniël. Die boek Daniël. Daniël 10, vers 10 tot en met 12. En dan gaan ons vers 16 tot en met vers 19 lees. Vers 10 sê, en kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan. Dit beteken, Daniël het op die grond gelê. Ons is nie daar om tekens na te jaag nie, maar om God se teenwoordigheid na te jaag. En hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek bewende gaan staan. Die menslikheid het nog steeds, ek wil sê, kan nie die krag hanteer wanneer ons in God se teenwoordigheid kom nie. As ons sien in die Ou Testament, Moses het in die skeur van die rots gaan staan. As ons mooi dink daaroor skeur van die rots, kom ons dink 'n bietjie verder, net as 'n skeur van 'n rots. Jesus Christus is die rots van al die eeue. Hy moes in Christus wees om God te kan sien.
En sy belewenis was so gewees, hy kom by die volk. Wat moet hy doen? Hy moet sy gesig toemaak want hy skyn. Ja. Vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie. Is dit nie wonderlik, hoe God, as God by ons kom, as hy moet nie bang wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. En tog, as die gees van die Here begin werk, raak mense bang. As jy begin staan, en jy begin profeteer, hè, pastoor Alwyn? Jy gesien hoe kyk die mense of hulle skoene skoon is. Hulle het nie hier gesuig nie, hulle het nie daar gesuig. Dan soek hulle plek. Wanneer God begin werk. En die Here wil jy sê, moenie bevrees wees nie, want ek wil jou van 'n plek waar jy stil gestaan het, vat na 'n plek van lewe, 'n plek van oorwinning, 'n plek van genesing, 'n plek waar jy oor die bose kan heers. Pastoor, kan ons dit doen? Jesus het dit klaar gedoen. En wat sê die Bybel? Ek word meegevoer in sy triomftog. Wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, en hier kom ons teksvers in, dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig. Is jou woorde gehoor? En om jou woorde ontwil, het ek gekom. Dis die engel. Nou moet ons mooi verstaan, as jy gaan lees van die begin af, hier Daniël 9, Daniël 9 van vers 19 af, as jy daai stuk lees, kom praat 'n engel met Daniël oor Israel. En ek is nie vandag hier om met u te praat oor die eskatologie nie. Wat is eskatologie? Die leer aangaande of die perspektief aangaande die eindtyd. Wat oor die einde wat handel oor die eindtyd. Ek is nie hier om oor eskatologie vandag te praat nie, alhoewel dit te maak het daarmee. Ek is nie hier om met u te praat oor die apokaliptiese perspektief nie. Wat is apokalipties? Die openbaring aan gelowiges oor die eindtye en God se toekoms vir hulle. Is nie daarom, ek gaan nie, alhoewel hierdie stuk half daarop dui. Maar terwyl ek sê, Here, wat wil U vir ons sê? Bring die Here my by vers 12 en hy sê hierdie ding vir my. En ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry. Hierdie vertaling sê vir ons, van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van God, jou God, te verootmoedig. Nou kom ons gaan gou, ek vat hier gou so 'n bietjie terug. Wat gebeur? Daniël kry hierdie boodskap rondom die volk en wat gaan gebeur, wat ook wys op die eindtyd, die eskatologie. Maar nou hier kom hy, en dan sê hy sê, in daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreur. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie. Interessant, Daniël. My mond nie aan vleis of wyn gesit nie, en geen reukolie gebruik nie. Oeps. Wat sien ek? Ek sien Daniël begin vas. Dis eintlik 'n Daniëls vas. Maar wat doen Daniël?
Daniel het beleef en hy sien daar is iets meer wat God wil doen. En weet jy wat, Daniel gaan sit net agteroor en sê, okay, wonderlik, prys die Here, hier is iets groters op pad. Kom ons kyk maar wanneer dit mag getroffe nie. Wat beteken mag getroffe? Wanneer dit tref nie. Daniel sonder af. Hy verootmoedig hom voor die Here. Weet jy wat? Die Here is lief vir 'n gebroke hart, 'n verslae gees en 'n gebroke hart. Hy kom, hy lê alles voor die Here neer. Hy sê, Here, hy sê ek wil uitvind wat aangaan. Hoekom wil jy dit met die volk doen? Hier kom die engel. Maar voor die engel, hoor hierso, hy sê, jy het jou voor jou God verootmoedig en daarom is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. En toe dit gebeur, kom ek vat hier nog 'n bietjie terug. Kom ons lees gou hier. Wat was sy belewenis? Want Daniel kry eers 'n visioen, hy kry die boodskap rondom die volk, dan kry hy 'n visioen, terwyl hy afsonder, en wat die Here vir my sê is, ek wil jou aanraak, en dis die boodskap wat die Here vir my vir die gemeente gegee het. Ek wil hê jy moet jou afsonder, want ek wil iets in jou lewe doen, maar ek kan nie doen as jy nie totaal kom staan voor my in wie jy is nie. Nie in wat die wêreld jou gemaak het nie, wie jy is. Sien, baie keer leef ons uit dit wat die wêreld ons gemaak het. God weet alles, hy sien alles, maar jy staan in wie die wêreld jou gemaak het. God sê, ek wil jou net hê soos jy is. Kom hier. Verootmoedig jou voor my. Kom soek my aangesig. Ek wil iets aan jou openbaar. En dis wat hier gebeur. En Daniel doen dit. Hy gaan in 'n ek wil amper sê, hy onttrek hom van dit wat sy lewe oorheers. Ek kan nie vir jou sê wat jou lewe oorheers nie. Maar ek wil vir jou sê, daar is iets wat jou lewe oorheers. O nee, pastoor, ek lewe 'n rustige lewe. Okay, sit hier vir ons die TV vir 2 weke af. Daar het ek die grootste hou geslat wat ek kon slat. Kom ons sit die TV af vir 2 weke. Nee, pastoor. Okay, kom ons gaan nog 'n bietjie verder. Jy weet wat jou lewe oorheers. Geef vir my jou selfoon vir 2 weke. Never, pastor. Daar's jou chaos gesien. Ag, goeie chaos. Weet jy wat? Voor selfone het jy klaar gekom met die lewe. Jy het klaar gekom. Hoor my vandag wat ek vir u sê. Sonder dat ons besef, is daar 'n geweldige klomp goed wat tussen jou en God staan. Daarom nie die openbarings wat ons graag nodig het in ons lewens nie. Daarom ervaar ons nie wat ons ervaar. En sê, pastoor, daar's nie meer wonderwerke in die kerk nie. Dis hoekom ons sê, pastoor, ek verstaan nie, maar die kerk het sy krag verloor. Die kerk het sy krag verloor, want ons is te besig met ander goed. Ek sê in die week vir Lenoeskus, hy sê, my man, dit en dit en dit moet gebeur, en dit en dit. Ek sê, koop die tyd uit. Koop beteken dit, vat van jouself, vat van jou tyd, vat jou energie, vat jou krag. Jy moet iets insit om iets uit te kry. Ek het nou nie so met my vrou gepraat nie. Anders slaap ek dalk vir 'n week op die maatjie. Maar verstaan nie, ons lag oor dit, maar weet jy hoe ernstig is hierdie saak? As God sê, ek wil iets vir jou doen, ek wil met jou ontmoet, waar is jy? Where are the church? Where's my body?
Ons is op pad na Pinkstertyd toe. Ek wil vir u sê, as ons gaan doen wat die woord van God van ons vra, gaan ons 'n ontdekking en 'n ontmoeting met God hê, wat ons lanklaas in ons lewe gehad het. Ek kan nie vir u besluit nie, maar ek het 'n lys daar agter. En ek wil hê ons moet van môreoggend af. Al skryf jy nie jou naam op daai lys nie, as jy sê ek is vandag aan diens. Dan wil ek hê, weet jy wat was dit Daniels vas? Vrugte, groente, en kom ons maak dit net water. Vir 'n dag. En iewers in daai dag bid jy. En vanaand, as die son ondergaan, dan eet jy weer. Maar dan sorg jy by daai tyd dat jy vir die kerk gebid het. Dat jy ingetree het en gesê het, Lord, what's in my life that shouldn't be there? En wat is in die kerk se lewe wat nie daar moet wees nie? Here, ons vertrou U, want die Here het vir my gesê, ek wil julle aanraak, ek wil julle krag gee. I don't want to empower you. Want ek sê, Here, the church is empowered. En die Here sê, dit is die ding. Julle word deur die woord toegerus, deur die goed wat julle sê, wat julle moet doen, en julle doen dit. Empowerment means you are doing it. The Lord says, I don't want to empower you. I want to fill you with power. The Holy Spirit power. Die kerk het nie groot aanbidding gehad nie. Die kerk het nie groot vergaderings gehou nie. Hulle het nie slim idees gehad nie. Hulle was gevul met die Heilige Gees. En God het die kerk laat groei. Hy het die kerk vooruit laat gaan. En hulle kon nie gekeer word nie. Was die Heilige Gees wat aan harte gewerk het. En mense het gekom en hulle was gesond gemaak. Hier is Petrus en Johannes, wat gaan hulle doen? Ons gaan maar 'n bietjie by die tempel bid. Hier sit 'n verlamde man. Hier kom hulle by en hy sê, "Haai, julle nie vir my 20 randjies nie." My vriend, silwer en goud het ek nie en ek het nog minder as 20 randjie, maar in Jesus naam mag daar iets in jou lewe gebeur. In Jesus naam mag jy gered word, mag jy verlos word en mag God vir jou voorsien uit sy skatkamers. Ja, pastoor, jy weet, dis 'n tydelike wêreld, werk nie altyd so nie. Waar is jou geloof? The just will live by faith. Ons sal deur geloof lewe. En hier is Daniel. En hy gaan deur hierdie belewenis. En ek sit en ek lees hierdie goed, ek sê, Here, want luister hier, op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier. Beteken sy lewe het nie opgehou nie, hy het aangegaan. Die Tigris, toe ek opkyk, sien ek 'n man met 'n linnekleed aan en met 'n gordel van fyn goud. Hy het 'n visioen. Hier kom die groot ding. Wat het God die Vader gesê? Laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Wat het God gedoen? Hy het 'n man geskape en hy het hom Adam genoem. Wat sien Daniel? Ek sien 'n man. Interessant, dat Daniel later, toe die engel daar by hom is, wat sê vir die engel? Mens, ons is mens. Sê nie vir man nie, mens. Luister gou hier. Kom ons gaan verder, ek gaan nou vir die wys. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Ufas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen. Sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels. Sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons. En sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning.
Net ek, Daniël, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrikbevange dat hulle gevlug het en weggekruip het en ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword en het ek geen krag meer gehad nie. Dis 'n geweldige storie. In my kleiner jare was ons maar stout. Ek weet nie wie van u was ook stout of soet nie, maar ons het ons fietsse gevat, dan gejaag ons in die reën. As dit gereën het in die reënwater, wie dit gedoen? Dit was lekker. Jy jaag laat die water so spat, jy's papnat. En ek kom afgejaag in daai breë stroom water, jong seentjie, met 'n Sunny Cycle. Ek weet nie of julle 'n Sunny Cycle kan onthou nie. Dit was 'n goud en blou fiets. En terwyl ek in die water jaag, slaan die weerlig 'n boom hier by my raak. En ek ervaar hoe daai krag deur my liggaam gaan. Toe ek in die huis kom, my ma se my pupille was so groot gelyk soos my oë. Tot vandag toe wonder hulle of ek nie dalk daar raak geslaan was nie. Maar ek kan nog steeds sing, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Matteus 24 vers 35 sê, hierdie aarde en die hemel kan verbygaan. Maar wat sê Jesus, my woord sal nooit verbygaan nie. Nooit. Dit sal nooit verbygaan nie. En hier kom die uitnodiging. Daniël beskryf hierdie visioen en dan hier in vers 4 en 5 en dan het hy 'n belewenis met die engele wat met hom praat, daai hele res van die stuk. Maar ons kom agter, mense, daar's van die geskiedskrywers, daar's van die verklarende Bybels wat sê dis 2 engele wat by hom was. Maar nou weet jy wat is die interessante ding toe ek nou 'n bietjie hierdie week gaan sit en ek gaan kyk so 'n bietjie dat hierdie visioen wat hy gehad het daar in vers 5 en 6 en 7 moet ons verstaan en kan ons in die lig sien wat afsonderlik en 'n bietjie anderste is as die engel wat by hom was. Want hy noem die engel meneer. Maar hy praat met die engel. En die engel raak hom aan wat 'n boodskapper van God is en hy kry krag. Maar die visioen was, ek het een gesien soos die van 'n man. En dan beskryf hy dit. En weet jy wat is vir my so interessant, dat dit die beselfde beskrywing is in Josua 5 vers 13 tot 15, 6 vers 2, Rigter 6 vers 11 en 23, wat 'n beskrywing is van Christus wat hom geopenbaar het. Selfde. En weet jy wat's nou nog interessant, dan gaan ons nou nog verder. En dan sien ons die verduideliking en die sketsing van 'n visioen en dit wat vir ons gegee word oor die eskatologie, die eindtyd gebeure in Openbaring 1 vers 13 en 14
is dit presies dieselfde as wat ons hier in Daniël kry. En net daar nie, ons sien dit in Openbaring 1 vers 17 ook. Die openbaring en die visioen van Christus. Wie hy is. Hy's die seun van God. Jy moet onthou in Daniël, daar waar ons lees, was Christus nog nie gebore as 'n mens nie. Hy het nog nie gekom as 'n mens nie. En hier kom die groot verskil. Die seun van God wat so in heerlikheid aan Daniël verskyn, word 'n mens. Van daai heerlikheid na 'n mens toe. Hy kom doen, ek het nie woorde vanmôre om dit te beskryf nie. What is done for me. Wat hy doen vir mense. Hy kom sterf aan die kruis van Golgotha. En hy vat al die sonde, hy vat jou sonde, hy vat my sonde, en hy sit dit op homself, en hy sterf. Hy betaal die prys. Die vonnis dien hy uit. En die oorlog word gewen. Nou weet jy wat? Dan as ek mooi kyk na baie van die goed wat gebeur, is nie meer 'n belofte nie. Dit is reeds vervulling. Dis vervul. En toe Daniël hierdie belewenis het, en die engel kom met hom praat, sit ek, en ek kyk so en ek dink, en die gees van die Here sê vir my duidelik, weet jy wat voorreg het jy? Ek sê, Here, hoe nou? Die Here sê, jy het my gees in jou. Daniël het hom afgesonder. Hy het hom aan een kant gesit, hy het gebid, hy het gevas. En ek het 'n engel gestuur om te sê die antwoord kom. Ek gaan met jou deel. Weet jy hoe bevoorreg is ons om te weet ek is gewas in die bloed van die lam. Ek is vrygekoop, maar ek lewe deur die krag van die Heilige Gees. Pastoor Alwyn, nou voel ek soos jy. Ons lewe deur die krag van die Heilige Gees. En dis God wat deur sy Gees vir jou wil krag gee. En jy sal krag ontvang wanneer my Gees oor jou kom. Waar lê die gebrek? Ons bedroef hom. Heilige Gees net nie nou nie. Ek het my saak, ek het my storie, Heilige Gees, net nie nou nie. Kan ek gou vir die 3 goed noem? Ons moet toelaat dat die Heilige Gees met ons begin werk. Ek praat nie eers van deur ons nie. How do we expect the Spirit of God to work through us if He's not working with us? Ek oppas. Here, help ons. Ek wil my aan jou openbaar, sê die Here. Dan moet jy op 'n plek kom en my Gees toelaat om met jou te werk. Jy moet toelaat, soos wat dit met Daniël was daar, waar die engel met hom begin praat het, en hy met die engel gepraat, hy het gesê, ek het nie krag nie, ek het nie meer energie, my asem is uit.
Hierdie visioen wat ek gesien het van die heerlikheid van God, dit was net oor die heerlikheid van God. Wat doen die engel? Hy raak hom aan, hy tel hom op, hy versterk hom, en op 'n stadium sê hy, U het my versterk, praat nou met my. Wanneer laas het jy gesê, Heilige Gees, weet jy wat, hierdie jou bene is moeg, hierdie jou lyf is moeg, ek voel 'n bietjie afgemat, maar Heilige Gees, kom raak my aan, Heilige Gees, kom tel my op, Heilige Gees, doen my aan met krag. Wanneer laas het jy gesê, Heilige Gees, help my, wie is hy? Hy's die trooster, hy's die helper, dis nie net meer 'n belofte nie, hoor wat ek vandag vir u sê, vat daai woord en gaan lees hom, dis nie meer 'n belofte nie, dis 'n vervulling wat klaar plaasgevind het. Bekeer jou, laat jou doop, en die gawe van die Heilige Gees gaan miskien arriveer. En die Heilige Gees gaan in jou lewe werk. Staan saam met my vanmôre. As jy nog nie tot bekering gekom het nie, wil ek vir jou sê, my vriend, my maat, my liewe mens, in die naam van Jesus, kom iewers op 'n plek wat jy sê, Lord, I give my life, I surrender my life. Here, ek gee alles oor, sodat U in hierdie mens, in my wese, kan kom woon. Weet jy wat, ons sê, ja pastoor, maar dit was in Daniël se tyd. Daniël, hulle het nie die voorreg gehad nie. Die engele moes kom, en as jy nog, weet jy wat, se preek is nog daar, die rol wat die bose speel, oor omgewings. Wat kom hier die engel, hy kom daar, hy sê, hey, ekskuus, terwyl jy gebid het, het ons so 'n bietjie 'n storie gehad in die geestesriem. Geestesriem, watter gees? Die gees wat beheer het oor Persië. Die gees wat beheer het oor Persië. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die owerhede en die bose geeste in die lig. En party mense sê, nee pastoor, ek wil vir jou sê, laat die Here dan jou oë oopmaak. Al skrik jy 'n bietjie, dat jy sal besef, we serve a living and almighty God. En hierdie week, terwyl ek hierdie ervaring het, weet jy wat gebeur met my? Kom die Here by my, en hy sê, my kind, doen 'n verklaring, en ek wil vandag vir jou sê, as jy siek is, as jy pyn het, kry vir jou brood in die huis, kry vir jou nagmaal wyn of sap in die huis, kom ons maak dit sap, en, pastoor Alwyn, vergewe my, nie die wyn nie, nagmaal sap, berei 'n plek voor, as die pyn daar is, en jy voel dis ondraaglik, stap soontoe en sê, Jesus, U het reeds die prys betaal, die oorwinning is bereik, halleluja, ek hoef geen vonnis uit te dien nie, die oorlog is gewen, en vat daai brood en eet dit, drink daai, en sê, Satan in Jesus naam, jou mag is verbreek, hierdie pyn gaan in Jesus naam. Hierdie morbiedheid gaan in Jesus naam. Daar's reeds betaal vir dit. Ek en pastoor Jay verstaan vanmôre en gesels oor dit. Weet jy wat is die slotsom? Die kerk besef nie wat se krag hy het nie. Hy vertel vir my van hoe hulle dit gedoen het, en dan bid hulle vir mense. Mense wat uit rolstoele uit opgestaan het. Kankers wat uitval.
Mense wat hospitaal toe gaan vir operasies vir kanker, dan raak die dokter soek aan, dan sê hy, julle mors my tyd, hier's nie kanker om reg te of weg te sny nie. En die Here sê, ek wil jou aanraak, laat jy in oorwinning kom. Hy wil dit vir die kerk gee. Hy wil jou vat van die plek waar jy nou is miskien 'n plek van teleurstelling, is 'n plek van droogte, is 'n plek van seer. Wil hy jou vat in oorwinning in, omdat hy reeds die oorwinning gegee het. Jy hoef nie te sê, ag pastoor, jy verstaan nie my omstandighede nie. Jy verstaan nie myne nie. Maar weet jy wat? Ek het op 'n punt gekom wat ek so gefokus en wat my tref is. Ek is so gefokus op my omstandighede en dis hoekom die Here met my oor perspektief gepraat het. Hy het gesê, jy's so gefokus oor dit wat rondom jou gebeur. Jy sien nie my oorwinning nie. Jy kom nie agter dat ek reeds alles klaar vir jou gedoen het nie. Weet jy wat gebeur? Die oomblik toe ek besef en I surrender en ek sê, Here, ek kan nie iets daaraan doen nie, maar U het klaar iets daaraan gedoen. Ek vat dit saam met U en in U. Weet jy wat? Toe begin die Here die deure oopmaak. Toe begin die Here die deure oopmaak. Maar jy sien, solank as wat jy daar staan, en you're the gatekeeper, gaan jy die hek moet werk. Wie van u wil net vanmôre saam met my sê, Lord, I surrender. As jy sê, ek gee oor. As jy vanmôre sê, Here, ek wil hê U moet my kom aanraak. Wil ek jy moet dit sê. Dis in jou verklaring vanmôre. Here, ek wil hê U moet my kom aanraak. Gees, siel en liggaam. Ek wil hê U moet my gebruik tot U eer. Here, ek wil nie net maar dag tot dag beweeg nie, maar ek wil in die oorwinning staan wat U reeds bereik het. En Here, U sien vanmôre elkeen van ons harte. Here, ek wil selfs vanmôre bid, as dit dan nodig is, kom gee visioene, sulke visioene vir mense. Visioene van U heerlikheid. Visioene van U liefde. Visioene van die genade, maar ook Here, kom vul ons met krag, soos wat Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en ek praat vanmôre, en ek vra Heilige Gees, die woord sê, die wat vra sal ontvang, want elkeen wat vra ontvang, die wat soek vind, vir elkeen wat soek sal vind, as jy klop, sal daar oopgemaak word, want elkeen wat klop, word voor oopgemaak. Here, bid ek vanmôre deur die Gees. Here, kom maak deure oop. Here, ek wil vanmôre vra, kom gee. Ons vra vanmôre, Here, kom gee. En ek wil vanmôre vra, Here, selfs al is dit om deur 'n visioen, soos wat Daniël gehad het, om te besef U grootheid, U almag en U krag, dat ons dit sal doen. Ek gaan vra dat die orkes vorentoe kom asseblief. Net vir 'n oomblik daar waar jy staan. Sê, Lord, I surrender. Here, ek wil hê U moet my aandoen met krag. Ek wil meer beleef as net kerk toe gaan en huis toe gaan. Ek wil sien, Here, en ek weet U het my geroep om 'n verskil te maak in die omgewing waar ek bly, die omgewing waar ek werk, tussen my familie en my vriende. En ek vra vanmôre, Here, kom gebruik my. Kom doen my aan met krag. So ek vra vanmôre, Here, dat U in elke hart sal werk.
Ek vra vanmôre, Here, hierdie tyd wat nou kom, dis basies 10 dae, dat ons sal afsonder voor U. Dat ons sal verootmoedig voor U. En Here, dat U ons sal help, dat dit wat dan 'n houvas op ons lewens gekry het, dat U ons krag sal gee, sodat ons daarmee kan breek, al is dit vir 'n dag, al is dit vir 2 dae, al is dit vir 'n week, en dat ons sal bid, en sal vertrou, en ek weet, Here, deur U Gees gaan U goed in mense se lewens kom doen, en U gaan oorwinning kom gee, and we will stand in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. En Here, ons sal meer as oorwinnaars wees. Ons gaan nie net keer wanneer die bose aanval nie. Ons gaan vir hom sê, ons stop jou in Jesus naam. Jou werke is verbreek oor ons omgewings, oor ons huishoudings in die naam van Jesus. En Here, U kom bring herstel, U bring vergifnis en U bring nuwe lewe. Ons bid dit in Jesus naam. In Jesus naam, in Jesus naam. Terwyl ons vandag ook, Here, dat U verheerlik mag word in ons lewens, beskerm en bewaar ons. Dit vra ons in U naam. U bloed bedek ons, Here. Maar ons gaan met hierdie verwagting, Here, om met U te ontmoet, om van U af te ontvang. Amen en amen. Kom ons sing 'n loflied saam. En as ons klaar gesing het, vandag en wees geseënd in Jesus naam. Onthou al ons seniors, vir die ook wat kan, donderdagoggend 9:30 gaan ons die Here dien nie. U is meer as welkom. As u jonk is en u wil saamkom, is u meer as welkom. En dan die aand 7:00, hemelvaart, en ons het 'n verwagting van iets groots wat die Here vir ons kom oopbreek. Amen. Kom ons sing lekker saam. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the light that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. High the name of Jesus. Oh, Jesus.
Amen. Gaan in die vrede van die Here en wees geseënd in sy naam. Dankie.